Goeiemôre almal, vandag is dit donderdag, dit is die 5de Februarie die jaar 2026. Dit is 'n baie lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie rondom God se volk gesels. Is ons God se volk? Verseker. As ons die Here aangeneem het as verlosser en saligmaker, word ons kinders van God genoem. Dat God 'n volk het, is verseker. Die Israeliete is sy volk. Hy het hulle uitverkies en hy het 'n lang pad saam met hulle gestap. Paulus beklemtoon ook dat met Israel nog nie die einde geloop het nie. Die kerk is ook nou sy volk in die Nuwe Testament. Die mense wat hy uitverkies het om sy belange hier op aarde te kom verteenwoordig. Is jy 'n verteenwoordiger van God? Is die vraag. Jesegiel 36 vers 16 tot 22 wil ek vir ons voorhou. Verder het die woord van die Here tot my gekom, en dit is Jesegiel, en gesê, mensekind, toe die huis van Israel in hierdie land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hulle wandel en met hulle handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet, vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met hul drekgode verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies, en hulle is versprei in die lande. Ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel en hulle handelinge. En toe hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat hulle gesê het, hierdie mense is die volk van die Here, en hulle moes uit sy land uittrek. Toe het dit my ter harte gegaan om my heilige naam ontwil, wat die huis van Israel ontheilig het onder die nasies, waar hulle gekom het. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies, waar julle gekom het. Volgende gedeelte kom hier uit Romeine 9 vers 25 tot 29. So hy het ook, soos wat hy dit ook vir Hosea gesê het, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, beminde. En in die plek waar aan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word, kinders van die lewende God. En Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word, want hy volbring 'n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here saak wat verkort is op die aarde sal doen. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leerskare vir ons nie 'n geslag oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het. Hebreërs 8, ek lees hier vanaf verse 8 tot 13. Want hy berisper hulle en sê, kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag, dat ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie, en ek het hulle verontagsaam, spreek die Here, want dis die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle 'n gees wees, 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen na sy naaste, elkeen na sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nou nooit meer dink nie. As hy sê 'n nuwe verbond het hy die eerste een oud gemaak, en wat oud word en verouder is naby die verdwyning. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons ook u volk genoem kan word. Here, ons kom en ons lê ons lewe voor die troon. Here, ons weet dat daar baie keer onsuiverhede en ongeregtigheid in ons lewe is, en ons bid dat u dit sal kom verwyder en ons sal kom skoon was. Here, aan u alleen kom toe die lof, eer en die aanbidding. Seën elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.